Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie Maandag, die 9de Februarie 2026. Ek is Jacques Pieters. Hierdie is Brood vir die Siel 0720202615. In Matteus 19, vanaf vers 16 tot en met 30, lees ons van die ryk jong man wat na Jesus toe kom en van vra wat moet hy doen om in die hemel te kom, om in die ewige lewe in te gaan. En hy het al hierdie wette onderhou en hy verduidelik dit aan Jesus. En Jesus sê vir hom, verkoop al jou besittings en gee aan die armes en volg my. Volg my. En hy het bedroefd geraak en hy het weggeloop en hy sê toe, Jesus sê toe vir sy disippels, voorwaar ek sê vir julle dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk jong man, of vir 'n ryk man, om in die koninkryk van God in te gaan. En toe sy disippels dit hoor, was hulle baie verslae en sê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. So wat Jesus eintlik vir hulle hierso sê, is dat ek en jy moet bid vir die mense wat nog nie by die Here is nie. Vir ons lyk dit dalk onmoontlik dat hulle tot bekering gaan kom. Vir ons lyk dit dalk onmoontlik dat hulle gaan afsien van die dinge wat hulle doen wat nie reg is nie. Maar wanneer ons bid, is enigiets by God moontlik. Enigiets is by God moontlik. Jy weet, baie kere bid ons vir wêreldse dinge wat ons begeer en wat ons nodig het dalk. Maar wanneer ons dit regtig besef wat die woord vir ons sê, is ons moet begin om te bid vir mense se siele. Ons moet begin bid dat mense tot bekering kom, dat mense omkeer maak in hulle lewe. Ons begeertes moet eers te wees by siele vir Jesus. In Johannes 16 lees ons weer 'n gedeelte waar Jesus 'n waarskuwing gee aan sy disippels en hy gee ook die belofte van die Heilige Gees. Maar vers 22 en 23 sê, julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie, bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. En ek gaan terug na Matteus 19 vers 26 toe. Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik. By mense is dit onmoontlik. Maar by God is alle dinge moontlik. God kan enige iemand omkeer. God kan enige iemand se hart verander. God kan enige iets doen as ons regtig by hom kom vra, wanneer ons hom kom pleit. Ek sê altyd, daar is nie 'n sterker gebed as die gebed van 'n moeder vir haar kind. Want die liefde tussen 'n moeder en 'n kind is seker die sterkste liefde wat daar moet wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanmôre kom ons Here en ons vra, Here, dat die mense se oë in die gees sal oopmaak, dat hulle ore in die gees sal oopmaak, dat U 'n begeerte sal wakker maak in die mense se harte, dat hulle die Bybel sal begin ondersoek, Here, dat hulle U woord sal begin deursoek, want ons weet die woord sê dat ons moet U soek, Here, ons moet U ken. Johannes 16 vers 26 sê ook, in daardie dag sal julle in my naam bid en ek sal nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie. In daardie dag sal julle in my naam bid en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Daarom bid ons vanmôre, Here, vir elke hart wat U nog nie gevind het nie,
dat daar 'n omkeer sal plaasvind, Here, die mense wat weggestap het, Here, die wat teruggeval het in die wêreld, en ons kom vanmôre, Here, in die naam van Jesus, ons bid dat hulle omkeer sal maak, ons bid dat hulle sal opstaan, ons bid dat hulle sal tot bekering kom, in opregtheid, Here, dat hulle U sal soek in die woord, dat hulle sal wil leer van U in die woord, Here. Versterk die mensdom, Here, om U te soek met 'n opregte hart, in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Onthou in Johannes 16 vers 1 tot 3 staan daar ook geskrywe, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En ek sal hulle aan julle doen. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het, maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En as Jesus nou vir ons sê, dat hulle ken die Vader nie, en hulle ken hom nie, hoe gaan hulle hom leer ken? Net deur die woord, net deur Bybel te lees. Dit is waar jy God leer ken. Dit is waar jy Jesus Christus leer ken. Kom tot by daai punt. Onthou, lees jou Bybel, anders gaan die wêreld jou mislei. Groete.